Welkom by vandag se in-diepte verkenning. Ons is regtig bly jy het weer by ons aangesluit. Ja, absoluut. Hallo almal, of liewer, hallo aan jou wat luister. Dis altyd lekker om weer hier te wees. Omdat jy hierdie spesifieke spasie volg, weet jy reeds dat ons gereeld kyk na die meganieke agter, weet jy, hoe ons eie realiteit skep. Die dieper goed. Presies. En vandag se sessie is spesifiek vir jou saamgestel as 'n, kom ons sê, 'n deeglike, gefokusde ontleding van 'n baie spesifieke stukkie bronmateriaal. Ons gaan nogal diep vandag. Ons gaan verseker. Ons kyk na 'n onlangse YouTube-video op die Abraham Hicks Tips kanaal. Die titel is Let Love Take Over Your Life and Watch Everything Get Easy. Wat op sigself al klaar as 'n mond vol klink, maar die inhoud is regtig, dis fascinerend. Dit is. En die missie vir vandag is nie om net weer oor die basiese beginsels van die wet van aantrekking te praat nie. Jy ken heel moontlik al daardie basiese goed. Ja, ons wil nie net herhaal wat almal altyd sê oor positief dink nie. Nee, ons gaan eerder 'n bietjie onder die engine kap inkyk. Ons wil die fynere nuances van konsepte soos die vortex of daardie draaikolk van energie uitpak en vibrasionele beleining. En natuurlik die ware aard van manifestasie, wat dit eintlik is. 100%. Ons wil veral kyk na daardie frustrerende gaping wat soveel mense ervaar. Jy weet, daardie gevoel van, hoekom voel dit soms asof jy presies weet wat jy wil hê? Jy doen al die regte dinge, Ja, jy ken al die tegnieke, ja, maar die dinge wat jy probeer manifesteer, het sy dit 'n nuwe verhouding of finansiële vryheid is, dit bly jou net ontwyk. dit bly net buite jou bereik. En miskien nog belangriker, hoekom is daardie dinge waarna jy so hard smap, dalk heeltemal die verkeerde mikpunt om mee te begin? Sjoe, dit is presies die regte invalshoek vir hierdie gesprek. Dit is goed om weer saam met jou hier in te duik. Wat hierdie spesifieke bronmateriaal so waardevol maak, is dat dit heeltemal wegbeweeg van daardie oppervlakkige, jy weet, dink positief en jy sal môre 'n nuwe kar in jou oprit hê. Ja, daardie toksiese positiwiteit. Presies. Dit daag die luisteraar, dit daag jou uit om die heel fundamentele rede vir jou begeertes te bevraagteken. Hoekom wil jy daai goed hê? Die transkripsie fokus regtig swaar op die sielkundige en vibrasionele wrywing wat ons onbewustelik skep wanneer ons dinge probeer forceer. Soos wanneer ons net te hard probeer. Ja, in plaas daarvan om die wêreld daar buite te probeer manipuleer om ons beter te laat voel, neem hierdie materiaal ons terug na die enigste plek waar ons werklik weet jy beheer het. Ons interne beleining. Ons interne beleining, dit is 'n absolute fascinerende verskuiwing in perspektief, want dit ontbloot hoe ons eie pogings om geluk te vind dikwels die einste meganisme is wat daardie geluk weghou. Dis 'n baie groot stelling daardie. Goed, kom ons pleis dit bietjie uit aan die hand van 'n baie spesifieke, amper speelse konsep wat reg aan die begin van die video geopper word. Die storie oor Simone. Ja, Simone. So die spreker deel hierdie storie oor 'n vrou genaamd Simone wat net eendag besluit het die Engelse woord relationship werk glad nie meer vir haar nie. Sy was klaar daarmee. Klaar daarmee. Sy het toe 'n nuwe term uitgedink. 'n Elationship. Relationship, dis so 'n goeie woordspeling. Dis 'n samevoeging van elation, wat moes beteken om absoluut oorstelp van vreugde te wees, en natuurlik relationship. En wat is die amptelike definisie wat hulle daarvoor gee? Wel, die definisie wat hulle in die bronmateriaal gee, is dat 'n elationship gebeur wanneer twee mense wat reeds in 'n toestand van uiterste vreugde en volheid is, bymekaar kom. So hulle is klaar gelukkig. Hulle is reeds gelukkig, daar is geen behoefte nie, daar is geen weerstand nie. En wat my hier regtig opval, is hoe radikaal dit verskil van ons moderne siening van verhoudings. Heeltemal. Ek meen, die verwagting vandag is dikwels dat jy 'n maat soek juis om daardie leemte van vreugde in jou lewe te vul. You complete me, daardie ou fliek kliseë. Ja, Jerry Maguire, you complete me. En hier sê hulle basies, nee, as jy dit doen, doen jy dit heeltemal verkeerd. Wat fascinerend is hier, en ons moet regtig hierby stil staan, is die presiese vibrasionele mekanieke wat agter hierdie relationship skuil. Die bronmateriaal is baie duidelik. Die wet van aantrekking reageer nie op wat jy wil hê nie. Dit reageer op wat jy reeds is, jou huidige vibrasie.
So dit is 'n weerspieëling. Presies 'n weerspieëling. In 'n tradisionele verhoudingsdinamika, kom ons sê, persoon A stap in met 'n gevoel van eensaamheid of onvoldoendheid en hulle hoop dat persoon B daardie eensaamheid sal wegneem. Hulle soek 'n redder. Ja, maar as jou dominante vibrasie eensaamheid of tekort is, gaan jy volgens hierdie beginsels net komponente en mense na jou toe aantrek wat daardie selfde vibrasie weerspieël of versterk. Wat eintlik so logies is as jy daaroor dink. Dit is wat Simone se konsep so kragtig maak, is die besef dat jy eers in totale resonansie moet wees met die bron binne in jouself. Met wie jy werklik is? Ja, jy moet daardie vreugde op jou eie genereer. Slegs wanneer jy heeltemal tevrede en gelukkig is op jou eie in die vortex, soos dit hier genoem word, kan die lewe vir jou ander samewerkende komponente bring wat by daardie hoë frekwensie pas. So jy moet die partytjie wees om na 'n lekker partytjie genooi te word. Dis 'n briljante manier om dit te stel. Twee mense wat reeds heel is, skep 'n sinergie. Maar twee mense wat gebroke is en mekaar probeer heel maak. Dit skep bloot meer weerstand. Meer weerstand en afhanklikheid. Dit sluit direk aan by 'n groter, ander ongemaklike insig wat in die bron gedeel word. Oor begeertes in die algemeen. Ek meen ons praat nou van verhoudings. Maar dit geld vir enigiets. Dit geld vir absoluut enige iets. Die rede hoekom iemand daardie relationship wil hê, of die rede hoekom hulle die miljoen rand of die nuwe huis of die perfekte gesondheid wil hê, dit is uiteindelik net oor een ding. Die emosie. Die emosie. Die bron sê onomwonde. Ons wil dinge hê slegs omdat ons glo dat ons beter gaan voel sodra ons dit het. Dit is die enigste rede. Ons is eintlik net op soek na die emosie, maar ons gebruik die fisiese objek as ons verskoning om onsself uiteindelik toe te laat om daardie emosie te voel. Sjoe, en dit is die kernillusie wat in hierdie filosofie afgebreek word. Dink net daaraan. As jy glo dat die objek jou die emosie gaan gee, plaas jy jou geluk voorwaarlik in die toekoms. Jy stel dit uit. Jy stel dit uit. Jy sê in effek, ek sal myself toelaat om in die vortex te wees. Ek sal myself toelaat om gelukkig te wees, maar eers wanneer my omstandighede verander. Dit stel dat die goeie emosie self daardie gevoel van verligting, vreugde of belyning, daardie gevoel is nie die byproduk van die manifestasie nie. Wag, sê dit weer. Dit is nie die byproduk nie? Nee, daardie emosie is die eerste werklike manifestasie. Sjoe, dis 'n groot stelling daar hè. Dit is. As jy kan uitsorteer hoe om in volle belyning met jouself te kom, sonder dat die omstandighede verander het, dan het jy in werklikheid reeds die rede bereik hoekom jy die fisiese ding in die eerste plek wou gehad het. Want jy het reeds die gevoel. Ja, en die ironie of dalk die briljantheid van hierdie hele wet van aantrekking is, dat sodra jy daardie emosionele toestand bereik sonder die objek, begin die objek byna onmiddellik verskyn. Want nou is jy op die regte frekwensie daarvoor. Presies. Jy blokkeer dit nie meer met jou behoeftigheid nie. Hier is waar dit nou regtig interessant raak. Want hoewel daardie teorie pragtig klink, klink dit baie idillies. Dit bots kop aan kop met wat die bronmateriaal die gaping noem. Die berugte gaping. Die gaping, ja. Mense kyk na hulle lewens en sien die wat hulle in Engels noem the what isness, die huidige werklikheid. Die feite van die situasie. Ja, kom ons wees prakties. Jy staan daar as luisteraar, jou bankrekening is leeg, jy is eenkelopend en eensaam en dalk is jou kar pas weggesleep deur die bank. Geen oomblik vir 'n relationship nie. Beslis nie. Dit is jou what isness. En dan probeer jy al hierdie inligting oor manifestasie en die kuns van toelating, die art of allowing, gebruik om spesifiek daardie gate in jou lewe toe te stop. Jy gebruik dit as 'n stuk gereedskap? Ja, jy gebruik die filosofie as 'n tipe kosmiese pleister vir jou stikkende realiteit. Maar as ek die bron reg lees, is dit juis hierdie fokus op wat stikkend is wat keer dat aniges verander. Dit is presies die lokval. Maar hoe werk dit in die praktyk? Jy kan tog nie net maak asof die kar nie gebreek is nie. Jy kan nie die realiteit heeltemal ontken nie. Dis 'n kardinale vraag. Om die what isness te ignoreer beteken glad nie jy raak waansinnig en weier om praktiese stappe te neem nie. Ek meen, as jou kar breek, bel jy steeds die insleepdiens. Jy is nie onverantwoordelik nie. Goed, so jy neem wel aksie. Natuurlik. Wat dit beteken, vibrasioneel gesproke, is dat jy ophou om jou huidige werklikheid te gebruik as die regverdiging vir jou emosionele toestand. O, dit maak sin. Die probleem wat die bron identifiseer,
is dat mense na hul what-isness kyk. Sê nou maar daardie leë bankrekening. En dan vibreer hulle aanhoudend op die frekwensie van tekort. Hulle kyk na die leerrekening en voel angstig. Ja. En hier is die fout, gaan hulle na seminare en lees boeke om tegnieke te leer om geld te manifesteer. Maar al hele dryfveer agter die tegniek is steeds die angs oor die tekort. Hulle manifesteer vanuit 'n plek van vrees. Presies. Hulle probeer die ontbrekende stukke van hul lewe invul, maar hul fokus is heeltemal vasgenaal op die feit dat die stukke ontbreek. Sjoe. Die bronmateriaal stel dit baie skerper. Die enigste ware ontbrekende stuk in enige situasie is jou eie verhouding met jou innerlike wese in daardie spesifieke oomblik. En dit is die gaping. Dit is die gaping. Jou werklikheid nou, jou what-isness, is bloot 'n echo. 'n Echo. Ja, dit is ou nuus. Daardie gebreke kar of leë bankrekening is die fisiese manifestasie van gedagtes en vibrasies wat jy weke, maande of selfs jare gelede gehad het. Dis alreeds klaar geskep. Ja, so as jy aanhou om jou aandag aan daardie ou nuus te wy, projekteer jy bloot daardie selfde ou nuus weer in jou toekoms in. Jy hou die sukkel aan die gang. So die oplossing wat hulle voorstel is om jou aandag drasties te verskuif. Heeltemal. Jy moet daardie huidige realiteit, daardie echo, waardeer vir die kontras wat dit gebied het. Want dit het jou laat besef wat jy regtig wil hê. Presies. Die kontras het jou gehelp. Maar daarna moet jy jou fokus doelbewus daarvan afhaal. Jy moet jou weg begin voel tot binne in daardie draaikolk van positiewe energie, die vortex. Dis baie makliker gesê as gedaan natuurlik. Ja, nee, kyk, dit klink na 'n geweldige sielkundige dissipline. Jy moet letterlik jou vermoë om te fokus op dit wat reg voor jou oë is, afskakel en intap op 'n heeltemal interne frekwensie. Dit vergoefening. Dit doen, en dit bring ons by 'n baie lewendige anekdote uit die teks wat hierdie idee van fokus en veral die gevaar van terugkyk so mooi illustreer. Die storie oor die Alaskan Cruise. Ja, die Alaskan Cruise. Dit is 'n absolute visuele meesterstuk binne in hierdie transkripsie. Ek dink jy sal dit dadelik kan sien in jou geestesoog as ek dit vertel. Vertel dit vir ons. So die storie speel af op 'n massiewe passasiersskip iewers op die oop waters in Alaska. Esther, die spreker, en haar vriendin Barbara kom by die atrium van hierdie groot skip aan. Hulle stap net om 'n hoek, heeltemal onskuldig. En toe? Skielik word hulle begroet deur 'n flashmob. 'n Flashmob. Ja, 'n spontane maar gechoreografeerde blitskoor van mense wat regtig van oral af verskyn. Die spreker beskryf hoe hulle uit die gange stroom. Hulle kom by die trappe af gehardloop, honderde mense wat gelyktydig dans en heeltemal in die oomblik verdiep is. Dis fantasties. Dit is, maar die fascinerende detail wat die spreker uitsonder, is die spesifieke liedjie waarop hierdie skare gedans het. Die lirieke was net baie eenvoudig, dit was net Never Look Back. Moet nooit terugkyk nie. Moet nooit terugkyk nie. En in die konteks van ons bespreking vandag voel dit regtig na baie meer as net 'n toevallige musiekkeuse vir 'n vakansiedansroetine. As ons dit aan die groter prentjie koppel, is daardie frase moet nooit terugkyk nie, miskien die heel belangrikste operasionele reël van hierdie hele filosofie. Hoe so? Dink 'n bietjie aan wat sielkundig en vibrasioneel gebeur wanneer jy terugkyk, wanneer jy die verlede opdiep. Jy dink aan ou probleme. Ja, jy is besig om ou traumas op te grawe. Jy regverdig hoekom jy vandag seer gemaak of gefrustreerd voel as gevolg van iets wat miskien gister of dalk selfs 10 jaar gelede gebeur het. Jy hou die pyn lewendig. Heeltemal lewendig. Jy is besig om te verdedig, te verduidelik, te rasionaliseer. Jy vertel almal wat wil luister en selfs jouself hoekom jou lewe nie werk nie. Ja, Volgens die bron ontneem daardie aksie van terugkyk jou heeltemal van wie jy werklik is. Dit ruk jou skoon uit die vortex uit. want jy is nie in die huidige oomblik nie. Presies. Om in die vortex te bly, vereis 'n toestand van wat hulle in die teks noem now-hereness. Die absolute nou-heer wees. Daardie konsep van nou-heer wees fascineer my regtig. Dit sluit mos heeltemal aan by die idee dat jou enigste krag, jou enigste werklike krag, slegs in die huidige oomblik lê. Ja, want jy kan net in die nou vibreer. Jy kan nie gister vibreer nie. Dis waar.
En as jy gedurig jou huidige emosionele toestand gijslaar hou as gevolg van 'n onreg in die verlede of selfs net iets kleins wat dalk vroeër die oggend by die werk skeef geloop het, dan kan jy mos onmoontlik daardie vibrasionele beleining handhaaf. Jy kan nie op twee plekke gelyktydig wees nie. Die transkripsie maak 'n baie ontnigterende punt hieroor. Dit sê dat as jy te lank fokus op dinge in die wêreld wat jy nie waardeer nie, dinge wat jou irriteer of wat jy glo eenvoudig onregverdig is, suig dit jou letterlik reg uit die vortex uit. Dit is amper asof ons glo ons het 'n sielkundige plig om verontwaardig te wees oor dinge wat verkeerd is. Jy weet, as ek nie kwaad is oor die stikkende kar nie, dan gee ek nie om nie. Maar al wat dit doen, is om onsself in daardie lae frekwensie vas te vang. Presies dit. Ons samelewing beloon ontleding. Beslis. Ons is so geprogrammeer. Ons glo as ons 'n probleem net lank genoeg bestudeer, as ons die verlede deeglik genoeg analiseer, sal ons op een of ander magiese manier die oplossing vind. Maar dit werk selde so nie. Dit werk nooit so nie. Vibrasioneel is dit onmoontlik. Jy kan nie die oplossing vind terwyl jy op die frekwensie van die probleem vibreer nie. Albert Einstein het iets soortgelyks gesê. Jy kan nie 'n probleem oplos met dieselfde vlak van bewussyn wat dit geskep het nie. Ja. Jy moet jou fokus verskuif na die nou. Na wat goed voel, selfs al voel dit in die begin asof jy onverantwoordelik is en die probleem ontduik. Dit voel soos kop in die sand steek. Dit mag so voel vir jou ego, ja, maar dit is die enigste manier om werklik by jouself uit te kom en ware beleining te vind. Wat my eintlik direk bring by die laaste groot afdeling van die bronmateriaal. En kom ons wees eerlik, dit is waarskynlik die mees praktiese en beslis die mees humoristiese deel daarvan. Ek dink ek weet waarna toe jy op pad is. Ja, want kyk, baie luisteraars, en dit sluit jou dalk in as jy nou hierna luister. En dit was beslis die geval vir die vrou wat in die video opgestaan en die vraag gevra het. Hulle kom tot by hierdie punt en dink, goed, ek verstaan dit. Ja, hulle sê, ek verstaan ek moet in die nou wees, ek hoor ek moet nie terugkyk nie, en ek moet in hierdie vortex kom. So, asseblief vertel my net presies watter roetine ek moet volg. Hulle soek 'n resep. Hulle soek die stappe, 1, 2, 3. Die vraagsteller vra letterlik hoe haar dag moet lyk as sy haarself, en sy gebruik die woord as sy haarself wil supercharge. Sy wil dit vinniger maak. Sy wil weet of sy sekere oefeninge moet doen. Sy vra spesifiek oor focus wheels, wat jy weet 'n baie bekende Abraham Hicks tegniek is, om haarself as ware in beleining te forceer. Sy soek 'n handleiding om vrede af te dwing. En die spreker se reaksie daarop is absoluut briljant. Dit sny net soos 'n warm mes reg deur die illusie van daardie spesifieke vraag. Hoe hanteer hulle dit? Wel, die vraag self. Wat kan ek doen om dit te kry? Of hoe kan ek myself supercharge? Daardie vraag is alreeds gevul met weerstand. Want ek kom uit 'n plek van kortkom. Heeltemal. Dit is 'n vraag wat gebore is uit 'n gevoel van tekort en angs. Jy kan regtig in die opname hoor hoe hierdie persoon probeer om manifestasie in nog 'n korporatiewe taiken of taak te omskep. Nog iets op haar to-do-lysie. Ek moet eers my focus wheel doen voordat ek vandag kan begin leef. Die energie van probeer stoot die vortex weg. So die antwoord wat gegee word is amper ontwapenend eenvoudig. Dit is net. Kom net eers in die vortex. Wees net eers in daardie toestand van ontspanning en toelating. En dan? En dan. Eers dan sal jy outomaties geïnspireer word oor watter aksies of tegnieke jy moet doen indien enige. Inspirasie volg altyd op beleining. Jy kan nie aksie gebruik om beleining af te dwing nie. Sjoe, ek het regtig hardop gelag vir hoe die spreker uiteindelik die interaksie hanteer het. Hulle het vir die vraagsteller en eintlik vir die hele gehoor gesê, ons almal maak heeltemal te groot ophef hiervan. Ja, ons vat onsself hopeloos te ernstig op. Ons kompliseer dit so onnodig. Die basiese raad wat hulle gee is om net te ontspan en te laat gaan. Maar natuurlik, soos dit maar tipes is van ons menslike natuur, wil die vrou in die gehoor onmiddellik weer oor haar spesifieke probleme begin praat. Natuurlik wil sy, haar aandag is steeds op die tekort. Ja, sy het basies hierdie gesindheid van, ja, ek hoor jou, ek weet ek moet ontspan, maar luister asseblief gou hierso. Ek het hierdie probleem en daardie probleem en my man doen dit en dat. Help my net eers om van al hierdie probleme ontslae te raak, sodat ek werklik kan ontspan. Ek lag want dit is so herkenbaar vir ons almal. Dit is. En die reaksie uit die bronmateriaal val net soos 'n hamer op daardie redenasie. Hulle sê eenvoudig,
Solank jy na die probleem kyk, terwyl jy die probleem aanhoudend herkou en daaroor praat met almal, dan is jy die probleem. Dit is so 'n belangrike sielkundige beginsel om te begryp. Ons dink altyd ons bespreek 'n probleem objektief. Asof ons dit eenkant op 'n tafel gesit het buite onsself om dit te analiseer soos wetenskaplik is. Ja, ek bestudeer net die situasie. Maar vibrasioneel speel dit nie so af nie. Jy aktiveer daardie probleem aktief in jou eie senuweestelsel en in jou eie huidige werklikheid elke liewe keer as jy dit oorvertel of probeer regverdig hoekom dit 'n probleem is. Jou liggaam weet nie dit is net 'n storie nie. Presies. Jy kan eenvoudig nie jou probleme wegpraat nie. Om 'n probleem op te los, moet jy soms net heeltemal ophou om daarmee te stoei. Jy moet die weerstand fisies en geestelik net laat vaar. Laat dit net gaan. Laat gaan. En dit is hoekom die spreker die gesprek afsluit met sulke heerlike, praktiese en byna banale raad. Dit is die beste deel. In plaas daarvan om jouself so vreeslik op te werk met fokuswiele en allerlei ingewikkelde tegnieke en eindelose ontledings van jou probleme, kry net iemand om jou voete te vryf. Kry 'n voetmassering. Dit is die absolute hoogtepunt van my van die hele transkripsie. Kry iemand om jou voete te vryf en leen dit daar in float. Float net 'n bietjie. Dit klink na 'n grap om die skade te laat lag, maar dit is eintlik die heel diepste toepassing van hul filosofie. Ek meen, as jy 'n voetmassering kry en jy geniet dit werklik in daardie oomblik, dink jy verseker nie aan jou gebreekte kar nie. Glad nie. Jy dink nie aan die insleepdiens nie. Nee, jy dink nie aan die verlede of aan jou leë bankrekening nie. Jy is bloot daar in die oomblik. Jy voel op daardie oomblik goed en belangrikste van alles, jy het vir daardie 20 minute absolute zero weerstand in jou liggaam en gees. Zero weerstand. Dis al wat nodig is. En volgens hierdie materiaal is daardie toestand van liefde, ontspanning en vryheid van weerstand in die huidige oomblik. Dit is nie die middel tot 'n doel nie, dit is die werklike doel. Dit is die manifestasie. Ja, as jy dit kan regkry, hanteer die wet van aantrekking die res sonder dat jy een druppel sweet hoef te stort. Presies. Die voetmassering is nie 'n terapie om jou te kalmeer na 'n stresvolle dag nie. Dit is 'n meganisme van beleining. Dit ontkoppel jou brein van die jarelange illusie dat harde werk en konstante spanning die enigste sleutels is tot 'n suksesvolle lewe. Ons is so gebreinspoel om te glo as dit nie hard is nie, is dit nie die moeite werd nie. Verseker. En hierdie raad bring jou terug na die feit dat jou werklike natuurlike toestand welstand is. Dit wil na jou toe vloei, jy moet net leer om uit jou eie pad uit te kom, sodat dit kan vloei. So, wat beteken dit alles dan aan die einde van die dag vir jou wat luister, as ons hierdie hele verkenning vandag mooi saamvat? Wat is die kernboodskap? Die kernboodskap van hierdie bronmateriaal is baie duidelik. Jou ware doel in die lewe is nie om heeltyd agter materiële dinge of selfs spesifieke verhoudings aan te jaag as 'n manier om jouself te red nie. Dit is nie die einddoel nie. Nee, jou doel is om die vreugde, die verligting en die elasie wat jy dink daardie dinge in die toekoms vir jou sal gee, vandag al te begin ervaar. Net waar jy nou is. Moenie vasgevang raak in die what-isness van jou lewe en die heeltyd na die ontbrekende stukke van die legkaart staar nie. Soos hulle gesê het, die now-here-ness. Ja. En soos die dansers op die skip in Alaska, moet nooit terugkyk nie. En moenie jou verlede as 'n verskoning gebruik vir vandag se weerstand nie. En ten slotte, miskien die moeilikste een, stop om so hard te stoei met allerlei tegnieke en veral met jou eie probleme. Dit op 'n regtig baie belangrike vraag vir ons. Een wat ek hoop jy as luisteraar vandag met jou sal saamneem en self bietjie verder sal oordink in jou eie tyd. Wat is die vraag? Wel, as die ultieme manifestasie die werklike rede waarom jy in die eerste plek enige iets wil hê, bloot is om in hierdie onmiddellike oomblik goed te voel en heeltemal vry van weerstand te wees. Hoeveel van jou daaglikse stres, hoeveel van jou felle gegaag na onmoontlike doelwitte en jou konstante ontleding van jou probleme is eintlik net jy wat heeltemal weier om bloot vandag, op hierdie oomblik, gelukkig te wees? Hoeveel hindernisse plaas jy aktief in jou eie pad onder die sosiaal aanvaarbare vermomming van harde werk? Sjoes, dis baie diep. Dis eintlik die perfekte gedagte om vandag mee af te sluit. Ek dink so. Ek hoop regtig hierdie indiepte verkenning gee jou vandag 'n bietjie toestemming om net, jy weet, die beheer te laat gaan.
om op te hou stoei en dalk, as jy kan, later vandag te vra vir 'n voetmassering en net 'n bietjie te float. Klink na goeie raad vir ons almal. Hou aan om hierdie idees in jou eie lewe te toets. Wees versigtig en bewus van waar jy heeltemal onnodige weerstand vir jouself skep. Baie dankie dat jy vandag saam met ons in hierdie fascinerende materiaal gedelf het. Geniet om net te wees.